Ik denk ik like die concept van builders, because we are people builders. Like hij quote wat zei, do it scared, do it, just do it. Mijn ma is plattelands, Carnavon. Ik was bij 2 hoërskolen, 2 laerskolen en mensen wat op plaatsen blijven, die boer is weggehaald. Ik kom van Uitzicht Elsrivier. Baie van mijn vrienden wat ik samen opgegroeid is vandaag in de Tronk of wel eens dood. Young adults leader van Destiny Church. Ons is die Caring Hearts Community Changers. So spiritually minded dat zij no earthly good is. 2 tot 3 uur elke week in de kerk. Maar ons spandeer 8 uur elke dag bij de werk. Dus zij zien the God in them man. Basel, ik is jou 1 keer geput. En ze begint teleurgesteld, ik schrijf jou niet af. Ik is een product van liefde. Van mijn onkel is iemand zijn alcoholist geraakt. Hij struggle om een bier te krijgen. Ik is de enige ene in mijn familie wat university toe gegaan. Never criticize doers. Goedemiddag vrienden en familie. Hoop het gaat goed met jullie. Welkom bij nog een episode van Wisdom of Solomon. En ons is bij episode 2 van The Builders. Beetje achtergrond, jeugdmaan thema, youthful, exercise. Die mensen wat in hierdie kan met mij zijn. Laat van mij zo maar weer net lekker jong voel man. Ik fiets van hulle eerder geraakt. Oh, ik kom maar zo oud eruit. So, anyways, The Builders, die mensen wat aan hierdie kant van mij zijn. Hulle kom hulle hart klop vir jeug. Alright? Hulle is ook nog deel van die jeug. Dus ik kom ik sê ek fiets van hulle energie ja. En hulle is besig om 'n fondasie te bou vir die jeug. Of wat unbreakable is, unshakable is, waar die jeug vir generations kan opstaan. En ons het die tweede gas hierso. En voor ek met hom gaan begin, net so 'n brief agtergrond dat ek en hy 'n conversation gehad, paar maanden terug. Exactly. En ek stuur toe vir my boodskap en hy sê toe vir my nee, hy's in en so. Maar voor ek stuur vir hy boodskap en ek is so flippend nervous. Want ek kyk toe ek sien die man was op die radio geïnterview so. En ek sê vir myself, gaan hierdie man ja sê. En ek wag toe hy het immediately gerespond en ek sê toe vir myself, Vader, as u wil hê dit moet gebeur, dan moet dit gebeur. En hy het geantwoord en the rest is history. Jesus, en ek sit toe met 'n idee. Ek sê ek gaan vir jou nader, maar ek probeer nog uitfigure wat die Vader vir my hiermee probeer sê, hoe ons die saak gaan benader. Want ek sê toe vir myself, as jy gaan ja sê, dan gaan ons die hele tema rondom dit bou. Wow. Oor wat ek in gedagte het. En jy sê toe ja, en die Vader sê vir my, okay, dis wat ek wil hê jy moet doen. En ek het aan die tema gedink, from the youth to the youth. Maar toe kom het by my dat die Vader sê, nee, hierdie mense is reeds bezig al. En dis waar die thema kom van builders. Wow. So mense, without further ado, ek het nog genoeg gepraat. Ek het vir Rico hierso. Ja, Rico, hierdie man. Maar voor ek aan gaat kom, ek gaan my mond hou. En hy sê vir my, hy is 'n bietjie nervous, wat ek kan nie verstaan dat die man staan op different platforms en toe hy sy hart klop om te motivate. En dis ook dan 'n platform vir motivate. Laat hy nou vir my goed nervous raak hier so. Nee, is altijd een voorrecht en ik denk die werk wat je doet is amazing man. Die feit, ook jouw hart voor de youth en om voor mensen te inspireren. En zoals je gezegd het gaat over jouw story kan iemand zijn leven zijn. Yes, en yes. dat is wat, ik denk ik like die concept van builders, because we are people builders. Because we have to build people, right? Not just for us, but for the next generation as well. So, I love it, I love it. Baie dankie voor die honor to be here. Ik vat het die lichtelijk op je. En om je platform te delen en samen met mensen te kan praten is voor mij maar net als iets wat die natural komt. Ik is baie, ik is een introvert, so. Als amper so like die Here soms het jy in 'n situation waar jy heeltemal zijn, so. Yeah. Om te praten met mensen is die kom nie natural vir my nie. So is like vir my is dit amper soos like is om te wys dat amper soos Moses gesê het, I'm slow of speech. Ja. So is like die Here sal vir jou in 'n situasie sit waar jy moet op hom vertrou. Verseker. So om vir mense te praat, as ek by huis kom is like I voel ek like dank Here, U het my gehou. So alles wat ek doen is maar net deur die krag van die Here. Al die eer kom aan hom toe. As hy gaan nie oor my nie, dit gaan
om die kingdom te groeien, om die kingdom te bouwen, om mensen te bouwen, om youth te bouwen. So, baie dankie voor die opportunity, ik waardeer het. Asai, wie, ik ga nou zomaar met die deur in die huis inval. Ik het nou die dag ook met een ander ou gepraat, wat ik ook voor hom, samen met hom praat over een conversation, om een interview met hom te doen. En hij zei toen van mij, maar die questions is fijn, maar ons gaan niet, ik is niet iemand voor questions, prep voor die show nie. En ik zei van nee, maar moet niet worry nie, hij is maar net voor formalities. En we never know waar hierdie ding voor ons gaan vat. Exactly. En wat ik opgetel het van die jeugd, ik kan verkeerd is. Dat is hoekom jy hier is om vir my reg te help. They lack confidence. Ja. Jy sit nou hier en jy het iets profound gemensen dat jy's 'n introvert en jy maak nie op jou eie krag staat nie. So jy weet by jouself, kan ek sê so weakness dat jy voel jy kan nie voor mense praat of jy's 'n bietjie skaam of teruggetrokke om voor mense te praat, but you still do it. Ja. Wat push vir jou om dit nog steeds te doen al voel jy is 'n weakness of miskien kan jy 'n woord daarbey sit. Hoe kom ons sê eers hoe sien jy dit en dan wat push jou om dan dit te kan doen? Ik denk, als wij sê ons als jeugd, ons lijkt baie confidence. Ik denk, vooral wanneer je van een impoverished background afkomt. Van ik denk ook ik wil nog niet een racist inbrengen, maar ik denk because we grow up in a culture, right, where us as colored people have this thing where we like to spot, ons doen wat hij denkt. So we actually have this thing where we kind of push each other down, man. Het lijkt zo'n fun ding, maar redig waar sommige mensen van vandaag denken, joh, wat ik op school was, die mensen gezegd is lelijk. Of wat ik op school was, die mensen gezegd is vet. En ze weten dat het losse skaar bij mensen, man. So ik denk ons groeien op in een wereld waar, ons groeien op in een wereld waar ons niet bij encouragement krijgt. Een mens zal verbaasd wees hoe man wordt mensen encouraged. Hoe man wordt mensen gezegd, yo Marcel, you're doing a good job. Mensen lopen soms met het binnenkant, hulle wil vir jou wat sê, maar ik zeg altijd, it's like people only benefit from what you do, not what you think about. So dat is ook als ik iemand wat altijd probeer om, ik zou support, ik wijs mijn liefde, ik zeg, ik is lief voor jou man, ik zeg voor mensen bij die keer, mensen bij kan ik is lief voor jou, ik appreciate jou, zij is awesome in dit. Van ik voel like hij is een gift wat hier om me gegeven, als hij encourage, om voor mensen te encourage. En ik denk dat, ons praat nou over speech, right, om voor mensen te praten, is omdat ik is naturally introvert, so it's like, als ik voor mensen kom, als het dan zo, joh, wat gaat zij zeggen? So, zij wordt sometimes self-conscious, man. En dus ook voel ik, like, ik weet, ik doe het door de helft van de jaren, maar dat is ook mijn liefde voor mensen wat voor mij push. En dat is die feit dat die woorden zeggen, life en death is in de tang. So, wat zij zeggen, kan iemand zijn leven veranderen. Letterlijk, zoals ik wil verduidelijken, ik kom nou van een botira waar iemand besluit het, hulle gaat te laat voor jaren geven. En hij persoon zijn leven gaat zijn. En voor mij is like, dat is encouragement, hij push voor mij, man. Het push voor mij om te zeggen dat, ik denk Pastor Clive altijd gezegd dat, your labor is not in vain. En ik denk dat is, hoekom ik het kind of doen, despite the feit dat, is niet natural voor mij niet. Yes. En ik denk dat voor bij mensen niet natural van. Ik denk dat like, als mensen wat lief is voor praat voor mensen en wat voor bij mensen, dat is bij intimidating. Is like, ons weet hoeveel duizenden mensen gaat kijken, hoeveel honderden mensen gaat kijken. Als mensen wat misschien, hij weet, die zullen het area van expertise en al die goedjes zo. Voor mij is het maar niet, ik like hij quote wat zegt, doe het skate, doe het. Just do it. So, het maakt niet zaken, al doen ze het krom, al doen ze het skief. Allemaal het begin, verstaan? Ik denk, hij zit dan wat ons denken als we iets begin, gaan ze expert is. Jouw eerste podcast misschien. Als is dus vandaag misschien, right? Mijn eerste keer wat ik mijn eerste sermon gebring had, als het was dus vandaag. De eerste keer wat ik gaan werken, mijn eerste examen, dat was hij 100%. De eerste keer wat ik mijn werken doen, maar hoe meer ze iets doen, I 10.000 hour principle, right? Hoe meer ze aan iets werken, hoe beter gaan ze worden. So, voor mij is het niet net, ik doe het niet net omdat ik lief voor mensen doe, maar dat is ook, ze kan je carrière leiden om te zitten en te schrijven, gaat de kar rijden. Ze moeten hem rijden. Zij kan me nou, lezen en schrijven, oké. Ze gaat die guest zijn, maar als ze nu gaan rijden, yes, dan zal ze nooit weten hoeveel het om te rijden. En ze zal nooit kan export worden om te rijden, ze niet zelf in een kar klimmen en te rijden. So, yes. Dat is wat me voor mij push. Nee, maar nice. En ik denk is dit, ik denk believe, jij moet in jezelf en believe. If you not start believing in yourself,
wie gaan dan in jou begin glo? Exactly. Ja, Rico, ons het nog met die deur in die huis in geval op pad. Wie is jy, Rico, man? Waarvan kom jy, Rico? Yeah, so that is for me is a baie moeilike vraag because I do believe I'm always evolving. So as ek nou net 'n bietjie kan agtergrondjie voor ek gaan sê waar of wat ek doen, ek wie ek is. Yes. Ek dink so ek kom van ek dink that's my life evolve baie, maar as 3 goed wat altyd constant is. There was 3 constants in my life. So what is God? It is people, my love for people, and then my love for learning. Daar is die 3 goede wat altyd constants in my lewe was. En ek dink dat ek word groot in 'n baie diverse environment. Okay. So my ma en my pa, ook 2 diverse mense. My ma is plattelands, Karnafon. So sy die background en dan my pa is van die Kaap. So as klaar 2, so as 'n baie tema van my lewe is baie 2. So for example, ek was by 2 hoërskole, 2 laerskole, 2 universiteite. Sure. Ek was al by baie companies, so ek het die kind of viewpoint wat baie diverse is. So ek dink ek love het vir mense soms dat verstaan dat in die plek groot geraak van graad A, graad 12, sy werk miskien in Stellenbosch, dat is fine. Maar ek het weer met 'n baie diverse viewpoint groot geraak. En ek dink dat dit is hoekom ek kan dinge van baie mense se point of view af sien, verstaan? Ek ken mense wat extremely like is. Ek ken mense wat op plase bly waar die boere is weggehaal. Sure. Daar is niks op die plaas. So ek het die type of viewpoint van different type mense. So ek dink dat is wie ek is. Hy is altyd die area van diversity. Dis ook ek like mense ook wat different is. Dus jy Marcel is baie different. Sy's 'n groundbreaker. Sy breek bane. En die feit dat jy net begin het. Niemand het vir jou gesê, Marcel, ek dink sy moet 'n podcast of iets. Sy het net maar net begin. So ek dink dat is maar 'n bietjie van my opbring. Like ek kom van Uitzig Elsrivier. Yes, so yes. ons het groot geraak in soos hulle sê die vuilfletse. Soos in hier by Kloeterswil die fletse. Okay, yes. Dieselfde tipe setup. En ek dink ek het baie groot geraak in 'n plek vol liefde. Alhoewel daar bende geweld is, hoewel daar dwelms gebruik is en die tipe dinge, baie van my vriende wat ek saam opgegroei het is vandag in die tronk of hulle is dood, maar nog steeds was daar liefde. En ek dink liefde is so powerful, man. Yes. En die ding is om 'n voorbeeld te gee, ek het in my eie huis breakfast geëet. Okay. So in die oggend het ouma Connie, ons is op die eerste vloer, so ek kry met so grondvloer, eerste vloer en dan is daar nog 2 vloere. En as ouma Connie abo, ouma Connie sal skree, "Ricky, kwaai jou mieliemeelpap." So ek letterlik met my mieliemeelpap geëet by iemand anders huis. Daai opgegroei met daai liefde van community. En my ma het laaskop het nagewerk en my pa het miskien het gewoonskap gewerk. So hy was daai cap, so ek was gereis deur 'n community. Like ek is 'n product van 'n community. Nice. En so dis hoekom ek baie passionate was oor mense van ek dink ek het in 'n environment groot geraak waar daar baie liefde was. Evens my ouers, amazing ouers. Ja. Baie liefde vir my gegee en daai is hoekom ek nou vandag kan sê alle eer aan die Here van ek is Rico, so nou kan ek sê wie regtig is. So ek is Rico, ek is internal audit manager, so interne audit bestuurder. Okay, yes. So ek werk in die investment, so die private equity en venture capital field. So yes. Daar is waar die manne met die baie geld, daar is waar hulle in belê en ek leer baie van investments en hoe die wêreld werk. Ek is die youth leader van, die young adults leader van Destiny Church. So dis ook ek diverse, ek wel so akademie. Ek het honeurs in audit, my BCom graad en ja, ek dink net ek is ook 'n deputy chair van 'n non-profit, so community. Ons is die Caring Hearts Community Changers, so ons gaan oral en ons deel kos uit, ons bemoedig jeug, ons werk in die gemeenskappe, ons try ons matraste gekry vir die Christkinders. So ons try om 'n redige impak te maak en ek dink dis wat ek in glo. My insig is dat God wil hê ons moet excel in every area of our lives. Ons moet nie net as ons so die stoel reg, as die stoel steek is in al die bene, maar die een been is wankel, dan gaan hy nog steeds val. So soms as ons Christene is baie sterk in ons spiritual walk of life,
but ons lek in ons relationships, Sure. ons lek in ons friendships, Ja. ons lek in ons miskien finance en ons knowledge van die wêreld. Like, 'n mens kan nie, hoe sal hulle sê, so spiritually minded dat hy no earthly good is. Verstaan? So, yes. die ding is, hy wil nog steeds 'n impak maak in mense se lewe. En soms wat ek like van, ek dink, soms was ek 'n bietjie jaloers geweest. ek sal dit admit. Want soms sien sy, dink sy, joh, as ek by die huis geweest het, hoe baie kon ek doen vir die Here? Sy dink jou skets, want hy dink, joh, ek werk miskien laat van, is baie, almal wat in oudit is verstaan, die presses, die deadlines. Nou dink sy, joh, as ek miskien nou net by die huis kan geweest het, dan kan ek meer gedoen het vir die Here. Want dan eintlik in die is like, die Here wil vir jou eintlik in hy veld insit. Yes. Hy wil vir jou in hy company sit, omdat sy kan daar disciple van, almal kan nie by die kerk is, almal kan mense sê, se ploeggrond die kerk was, dan wie sou in die wêreld gewees het? Yes. En wie sou die woord in die wêreld kan ingebring? So, ons as mense dink dat die kerk is die enigste, is the only field that we can operate in. Yes. Is net daar wat 'n mens siele kan red. Want eintlik die kerk maak vir ons gereed om uit te gaan. Dankie. Waar ons is, op 'n podcast, in die werksplek, in die universities, in die skole. Van daar wat sy die meeste tyd spandeer, omdat sy speel net 2 ure by 'n kerk maksimum. Som gaan 'n bietjie lank. Ek weet my ou Pinkster broers en susters, hulle kan 'n bietjie trek. Maar ek dink dat meeste van ons spandeer so 2 tot 3 ure elke week in die kerk. Maar ons spandeer 8 ure elke dag by die werk. Yes. So daar's eintlik waar ons kan disciple, daar's eintlik waar ons kan minister. So Yes. ja, 'n lang antwoord. Maar dit wie Rico is. Nee, welkom Rico en dankie weer eens man. Rico, jy mense van Jelsies, jy mense van chommies van jou wat either dood is of in die tronken is, toe mense jy iets baie profound liefde. Ek wil vir jou vra. Dink jy is deur liefde dat jy hier vandag sit? Ek dink 100% net liefde van mense nie, maar dit is God se liefde. Dit is die belangrikste ding. Ek dink as Paul that writes, he says, the length, the depth, the breadth of God's love for us. So ek dink ons sal nooit verstaan hoe baie God vir ons lief is. Ek dink dat Paul skryf, hy sê, for my is like a John wat sê dat no greater love is this than a man that would die for his friend. Yes. En die ding is so mooi dat God het vir ons so lief dat hy sy enigste seun vir ons gestuur het. Verseker. So maar wat beteken dit? Hoe lief is God vir ons as hy sy seun? So as ek nou vir jou sê, Marcel sal sy jou kind sacrifice vir my lewe. Yes. Hoe lief is hy nie vir my nie dat jy jou enigste kind sal sacrifice vir my. So daai is hoe baie God vir ons lief is. Yes. En ek dink daai is hoekom, ek dink mense sê daai is een van my swakpunte. Ek sien dit nie so nie. Ek is baie lief vir mense. So but ek dink ook as if you are used by God, you cannot expect not to be used by people. So as amper so soms kan 'n mens naïef en sê dat mense gaan jou nie gebruik nie, mense gaan jou nie teleurstel nie. Maar sy doen dit omdat as amper so sy sien the God in them man. Sy sien dat hulle is almal God, kinders van God. Yes. Sy sien dat hulle het 'n spark van die divine in hulle, the Holy Spirit is living inside of them. Yes. Wat soms is maar net die enemy wat hulle verblind man. En so ons moet nooit opgee nie, want ek dink daai is een van die karakters wat ek regtig character traits van my ma wat ek admire. Sy het nooit op mense opgegee nie. Nice. En ek dink dat baie kere het mense gesê, sy doen te veel, sy sit te veel in, want ek dink 'n mens moet nooit opgee op mense nie man. Of course, sy verstaan dat die Here gee vir jou wisdom. Yes. Maar om amper so om te sê, Marcel, ek het jou een keer gebid en sy begin teleurgestel, ek skryf jou nie af. Yes. Ons doen dit baie maklik deesdae, want ons het 'n culture wat sê amper so as mense nie in alignment is met ons visie of mense react die way ons wil hê nie, skryf hulle af. Yes. Maar ek dink nie dit is wat Jesus sou gedoen het, reg? Hy het hoeveel kans gee vir ons, hoeveel keer vergewe nie vir ons nie. Verseker. Maar ons is like one strike and you're out. ons wat nie nou ons doen, maar ek dink is like liefde is powerful man en ek dink die Bybel sê ook dat love overcomes all. Verseker. En ek dink dat regtig waar dat ek is 'n produk van liefde. Nice. En ek dink dat liefde is die ding wat vir my drive, like liefde vir wat ek doen, liefde vir mense, so ja. Daai is, ek kan definitief 100% saam met jou stem. Nice man. Jy mense van, jy word groot in Elsies, right? Uitsig.
Jy het gepraat van die vuilfletse. Dis van die mense wat ons het deesdae, dis my opinie. Ons opinie is soms 'n bietjie taaf, nie hard op mense. En soms wanneer ek my opinie lig word soms gesien aan die ander kant as 'n judgment. Jy gaan mense wat na hierdie video kyk en hulle gaan judge om te sê dat ja, jy praat nou van die fletse, you've got it all going your way. Alright? What adversities het jy geface terwyl jy nog daar op die fletse gebly het? Because jy het gemense van die liefde, but liefde is daar by ouma. Alright? Daai breakfast wat jy of mieliemeal wat jy gekry het. But when you move out of that home, dan is jy mos op jou eie dan. Waar kom die liefde dan vandaan? So wat adversities het jy geface? Ik denk ik heb baie adversities geface, maar ik is van die een wat believe dat als ons eerst met die adversities binnen jou kan deel. So als ik deel met die adversity van doubt, als ik deel met die adversity van low self-esteem, jy deel met jou adversities van imposter syndrome, jy deel met die adversity van even sometimes procrastination, laziness, dat is die goede wat de mens binnen kan met fight. En ik zei altijd dat what we see externally is just a manifestation of what is happening internally. Sure. So ik heb bij adversities geweest in terms van mijn ouders het die altijd geheten. Verstaan? En ik denk dat als ik me een beetje op background ga geven, maken van die Noordkap af, recht? So zij is de eerste persoon van haar familie uit die Noordkap wat uit Kaapstad komt. Ja. So mensen wat die type of familie dynamic verstaan, weet dat jouw ma is de eerste in hier zo al die familie komt naar jouw ma toe van, zij is die signing light van, alhoewel zij misschien niet baie verdienen in die Kaap, in die Noordkap gaan het. So dat is ik compare my adversities met mijn ma, denk ik, nee, ik heb dat lucky. Van hulle het baie zwaar, in die Noordkap gaat het baie zwaar, like mensen krijgen baie zwaar, dat is like, mijn ma het die skoene gehad voor school, die type van, weet die wat ons eet vanavond, ons het ons altijd geëet. Yes. Maar ik zeg, mijn pa had 50 rand een week voor die tijd nog. Ja. Maar ons het geëet om te eten en die type van dingen. Maar als mensen wat nog door baie meer erge dingen gaan, zelf op je flat, verstaan? Als mensen wat, zij denken, dat misschien moeilijk. Voor hulle het hulle niet eens pap in een lijstje. So daar is voor mij, die adversity wat ik gevoeld was baie internal. But die external adversities was, omdat er is een huis waar baie mensen komen van different plekken af. En zo nou die maar conflict in jou huis van omdat zij is een familie in een familie. Zoals jouw huisgezin, dan is het toch jouw familie wat van ver af komt en mensen verstaan dus familie. Familie is niet perfect, So dat is het type van dingen wat ik gevoeld heb, like ik zeg altijd die ding, hoekom mensen in poverty altijd na elkaar blijven van, ons is die bij spicy. So die naam ding komt van, daar is die privacy niet, like, zij was misschien aan jou kom ik hier, maak je maar niet deel op, is like, yo. Of verstaan, daar is spicy, hier slaapt je onkel, iemand slaapt op je bank, zo. Hij heeft geen privaatheid. En zo, dat is het waar ik besef het, like, dat is al klaar beginnen, adversities van, zij zien conflict in huis, zij zien jouw familie, like, die persoon komt van die Noordkaap of misschien in de communicatie, hulle verloor hulle zelf. Een van mijn onkels het even zijn alcoholist geraakt van, die Kaap, het is van Noordkaap, Kaap, toe is die voor allemaal. En dat is baie moeilijk voor sommige mensen. So, daar, van de kleins heb ik al klaar gezien en dan, of course, zien de mensen nou gangsterisme, zij zien die vrienden wat ze willen uithangen, is like, zij kan zien, oké, als ik samen die vrienden ga lopen, dan kan ik zien waar toe gaan die. Verstaan? Dus we kan al klaar zien, oké, die gaan voor. Ze gaan beginnen ganski, ze gaan beginnen een bende behoort en al die van goed zo. Als een kling, alhoewel zij klingen, ze nou klaar besluit te maken en ze kan nog geforst om vroeg te developen. Als je redelijk safety voor jou van als je misschien in een verkeerde straat loopt, ze kan doodgeschiet worden. Als je misschien verkeerde kleren aantrekt. So, dat is het type van goed wat zij van een klings af beginnen lezen. Ze moet van klings af beginnen responsibility van de recht. Zij is dat bevoeld, zij is raar groot met de gewicht op je schouders. Zij voelt ook voor mijzelf, de adversity wat ik wil gevoeld. Ik wil mijn ouders uit die situation krijgen, uit die adversity krijgen, uit die poverty krijgen. So, ik heb al van een klings af je mindset gegeven. Ik ga studeren, want ik wil klomp geld verdienen, want ik wil mijn malen. So, baie kinders raak je groot met die type van responsibility om te zeggen dat zij moeten het maken. Maar op een of andere dag is ook een push, is ook een motivation van. Soms denk ik ook als iemand van een rijk huis afkomt, baie van hulle
land op of dwelms of hulle behoort leef van hulle het hy dink wat hulle push weer nie. Hulle het hy in 'n drive om te sê ek moet my circumstances verander. So dit was dit gewees wat ek groot geraak het en terwyl op my university daar sy struggle om 'n beurs te kry. Sy struggle van die ding wat mense nie verstaan nie, is nie net oor geld nie. Ons lewe in 'n wêreld waar as jy van 'n prominent family afkom, jy het connections. So ek kan net bel en sê, "Uncle, ek is klaar met my degree, ek gaan uncle na sy vriend toe, nee, hier is jou internship is vir jou reg, jou werk is vir jou reg, daar is 'n maklike baan. Waar jy miskien nou, sy het die connections en nou moet sy gooi CV's hier en daar in, sy het nie die informasie nie. En daai is soms wat ons nie besef hoe belangrik is informasie nie. Sy weet nie miskien, sy kan in 'n beurs kan gaan apply nie. Sy weet nie miskien hoe om 'n CV op te sit nie. Jy weet so, al die tipe dinge is goed wat ek moet geleer het op my eie basically van. Ek is die enigste ene in my familie wat university toe gegaan het. So het kom ook met different pressures van almal. Ek dink ek het gister donderdag aangepraat met die students sê ek van sy raak groot met hy wat almal dink jy is die hero. En soms wil sy die hero en almal se stuk is van hom nou. Almal soos ek sal maar sê, maak 'n voorbeeld. Ricky is slim. Ricky was 'n hoofseun. Ricky het goeie punte gekry. Nou kom sy op university, then it shows you flames. Maar nou het sy nie die vrymoedigheid om na jou maat toe te gaan en sê ek struggle. Jy het nie die vrymoedigheid om na jou vriende toe te gaan want jou vriende sien vir jou as, "Jo, Ricky, sy is aan die ou man. Sy is aan die ou wat ons nou opkyk." So nou is dit like, "Jo, na wie kan sy na toe gaan? Wie kan vir jou help?" But gelukkig dink ek die Here het goeie vriende en dinge op my pad gesit en evens op university so dan kom sy in die wêreld, sy fight sy woorde sê. Mense, ek dink soms ons as maybe educated people or people that are in the corporate world, ons wil nie ons weet dat mense kyk soms op na ons, maar ons wil nie die waarheid vertel nie. Ons wil nie vir mense oop en bloot sê dat my eerste salaris was gewees R8,000. Ek het 'n accounting degree gehad. En mense sal dink, "Jo, ek kan nog onthou, ek en my vriend, een van my beste vriende Justin, ek sê vir hom, "Oké, ek gaan werk toe vandag." En nou sê ek, "Oké." Hy sê, "Oké, gaan saam werk toe, want ek moet in Kanaalhoek is." Nou dink ek gaan ry Kanaalhoek toe. Ek het nog eens hy tipe salaris waar ek 'n kar kan bekostig. Nou kom ons en ek sê, "Ons gaan stasie toe." Nou op my dop, stasie toe. Sê ek, "Ja, ek vat trein werk toe." En hy is like, "Nee man, ek dink hy kom met 'n limo of." Ek sê, "Nee, as jy fan soos mense dink, ja, of course, hy werk en dan sy bou jou carrière, dan kom jy geld en dinge. Maar aan die begin dan is dit ook moeilik. Is moeilik om jou carrière te bou, is moeilik om verstaan. Ons kom ook van 'n gemeenskap af waar ek dink iemand het vir my gesê dat ons is 'n baie submissive kultuur, veral colored mense, dus baie submissive so. Hulle sê 'n ja-baas, nie 'n baas. So soms is ook wat jy praat van confidence, right? Jy moet nie confidence in kan hê om te sê ek behoort dit. Ek is goed in wat ek doen. Ek deserve die salaris. Verstaan want soms is dit sy kan nie negotiate nie. Want dit is gewoon ek is maar dankbaar vir hom. Verstaan? Vir krummeltjies. Ja, so sy kom met daai tipe culture in die corporate wêreld. Hulle ryk bloed. So hulle kan sien, jou Marcel, sy's talented, wat ons gaat vir jou uitbuit. Van ons kan sien, sy gaat nie negotiate, sy is hy nice guy, ons verstaan vir jou, sy is happy om hier te wees, maar sy moet kan leer om te negotiate. Sy moet kan leer om te sê dat, alhoewel, dankie Here vir die opportunity, wat is nou my tyd om aan te beweeg. Van sy kan miskien baie thankful wees omdat sy hier is, want maak die Here vir jou 'n nuwe deur op, wat sy voel like, ek skuld vir die mense. Maar soms moet sy kan ook sê dat, Here, ek weet dat, hier van my hier is vir 'n rede, wat my seisoen is klaar. En vir sommige mense is dit moeilik, van alhoewel, hulle miskien nie, hulle kry nie wat hulle deserve, hulle het al gegroei uit hulle rol, wat hulle voel nog steeds, ek is dankbaar vir my rol. Maar op een van die dag is jou career. Sy is responsible vir jou career, vir jou journey, vir jou income. So that's why sometimes you have to make difficult decisions. And all of that stuff is adversity. En soms dan kyk ons probleme en ons sien ander mense se probleme af voel ons, hy persoon het dit maklik man. Maar jy verstaan nie wat dit vat en dis hoekom ek is ook iemand wat ek sê altyd never criticize doers. Of van ons het die ding waar ons wil altyd kritiseer, ek kon het beter gedoen het, of ek sal het so goed doen het, wat klim in hy man se skoene. Klim in hy persoon se skoene. Hulle gaan vir jou klom advies gee, wat
is lekker om van die kantlyn af instructions en kyk jy almal ons was voetbalfans. Yes. Ons was like, nee, ze moet gecrossed, ze moet gesotte daar. Al die goede wat as jy op die veld is. Different ballgame. As 'n different ballgame. So ek dink daai al dit was wat ek gevoel so, maar ek bedoel die Here was in alles man. Hy sy hand was op alles en hy was in alles hy was in control. Ja. En ek besef dat soms, so ek sê alle eer kom aan die Here toe. Want ek besef dat soms dink as die ons eie krag. Verseker. En ons dink as ons hy kwaai ou. Maar dis dit net die Here. En die nice ding ek lief ek dink as Elisa se laaste tydperk op die aarde. Ja. As sy laaste tydperk op die aarde en die Here gee nog vir op sy laaste op sy deathbed moet hy nog steeds 'n prophetic action declare. Yes. En die koning skiet die shot, maar Elisa se hand is op dit. So ons miskien vat die opportunity. Ons gooi ons CV in. Ons apply vir die werk, maar dis die Here se hand wat daar op is. Sure. So jy dink dat jy wat dit doen, maar as die hand van die Here wat op dit is. Ja. As die hand nie daar is, as die CV nie suksesvol is. Yes. As die hand nie daar is, word jou application gereject. So ons dink is ons, maar dis die Here se hand wat op dit is. Ja. Jo, Ricky, jy vat ons deur jou journey van 'n uitsig. Jy het gepraat van 2 skole. Ja. Waar het jy toe skool gegaan, as ek mag vra? So, wat gebeur het is dat, soos ek kan sê het, ek is baie lief vir my ma en my pa. Like, alles regtig vir my alles. En die mooie ding was, soos ek gesê het, ek kom van 'n huis af waar my ma is die eerste persoon van die Noord-Kaap wat Kaap toe kom. En vir my was dit ook 'n voorbeeld gewees van wat is dit om Jesus in jou boot te hê en wat is dit om nie Jesus in jou boot te hê. Okay. So nou, my ma is besig om te prosper en te excel. Van hulle nou die Here aangeneem. So nou is dit my pa gaan van 'n assistant driver toe na 'n driver toe. Ek kry 'n government job. My ma kry 'n government job. So nou is dit dat in die hoedes, my pa is die eerste ou in die fletse wat 'n kar het. So nou is dit like almal kom vra my pa en my ma, hulle was maar altyd hy broer en suster wat vir almal gebid het. Weet jy hoe skolies? Ja. Hulle is baie stout, maar hulle glo in gebed ook. Nou voor hulle hof toe gaan, dan kom hulle nou in, brother, kan brother vir ons bid asseblief, brother, en daai is hoe my pa hulle was evangelists, hulle het geminister, ons huis was altyd vol mense. Maar wat gebeur toe my ma en my pa, ons trek toe uit sig uit van my ma word gebless, my ma word gebless, ons move nou North Point toe. Okay. En die snaakste ding is, ek weet wat in Stellenbosch ook gebeur, die mense stry altyd oor die postal code. So North Point se postal code is in Brackenfell, maar mense sê is in Kraaifontein. So ek sê altyd as mense vra, die pitch wie vra, as die mannetjie 'n bietjie rof is, as ek van Kraaifontein. En as ek wil fancy klink, as ek van Brackenfell. So ek weet die Strandfontein se mense, daai selfe probleem. Hulle wil nie admit, hulle is in Mitchells Plain nie. So hulle sê altyd Strandfontein en in Bella is dit maar die ou Bella en die nuwe Bella. So dis hoekom ek na 2 skole toe gaan, want ek het in Uitsig begin skool gaan en toe gaan ek dan North Point toe. Okay, yes. Ricky, jy praat van jy stoot in die skole in en jy gaan study. Right? Jy's in studying. Strystellies terugkom, waar jy ek is EVK, right? Jy kom toe by EVK, die mense van Beers. Hoe kom jy toe dan dat jy het jy klaar gemaak? Ons obvious van jy praat van jy het jou degrees gekry. Hoeveel jaar het jy gestudeer, kom ons begin dan? Ek het 3 jaar vir my graad, 1 jaar vir my honeurs en dan doen ze mos nou jou practicals. So daai was omtrent 3 jaar en toe kry ek my Certified Information Systems Order Qualification. So sê omtrent so 7 jaar. 7 jaar, 12 jaar op skool. Is 19 jaar in totaal en dit klink nog baie. Van daai 7 jaar, het dat tyd gekom dat jy voel, nee, ek is nog moeg van die nonsens. Ja. Ek weet nie hoeveel kere is en ek dink ook dis wat ek gesê het dat is daai internal struggle man. As die internal struggle was dit deur gaan van self-doubt, van imposter syndrome. Yes. Ek kan nog onthou ek vertel vir een van my vriende dat hy was op 'n tyd wat ek net besluit ek los al die studies maar ek wil net gaan werk. Ek voel net is van ek kan nog die dag onthou, ek sal dit nooit vergeet nie. So my sakgeld vir die maand was R300. Okay. So daai sakgeld include travel,
Die tram was al klaar, meer as R300. En die wat al my ma van my gegee het, is R300. So wat gebeur het, wat ek gewoonlik gedoen het is, ek het die Here stuur toe vir my amazing vriendin, Lauren. Sy gee vir my 'n lift campus toe, so my lift was uitgesort campus toe. Maar die terugkom het nou die probleem. So wat ek gedoen het, ek weet dit klink lekker in Engels, maar Afrikaans klink dit so lekker man. Ek het trein gesteel. so my R300 was vir kos en so aan en nou was ek iets moet keer, so my transport, trein steel en al die goede en wat soms kan ze nou niet trein stelen, ze verstaan, dan moeten ze nou niet hockey zitten, dat er je gevangen, dan moeten ze nou aanstaan. Yes. So ik was nou moe van die hockey aan elkaar. En die ene dag, toen heet ik letterlijk die taxichauffeur niet. En ik weet niet, maar soms als het like, hulle noem het de compound effect zo. Als al die kleine goedjes wat opbouw en één dag voel het net zoals bah, ze vallen in elkaar. En die dag was ik net, ik was moe van beklimmen, ik was moe van alles is altijd de struggle. Dus ook soms andere mensen doen, oké, makkelijk gaan even die persoon in. En die dag is like, ik had nog onthouden mensen was hij had altijd pot in huis met die 10 cent. Ja. En ik zei, dag, ik huil, ik zei, Jara, ik is moe. En Jara zei, ga naar die pot toe. Ik zou jou zeggen, ik heb zeker met die tekst gekomen met een zak vol 10 cent. Hij draait me wel eens een tellen. Alleen 10 cent en 20 cent. Maar aangeleden was toen mijn traveling veel geweest. En ik besef dat, wauw, die Jara was faithful. Ik zei, nee Jara, ik ga dat dan nog een kans. En ik denk, hij was bij dingen in mijn studies en in terms van financial struggles. Ik denk, ik heb toen, mijn eerste jaar had ik een academic bursary gekregen, want ik heb goed geslagen in matriek. Maar die volgende jaar toen ik dan aanzoeken doen voor een beurs, maar dat is ook zeker weer eens gaan van informatie. En het gaat ook van confidence van, ik heb het gevoel dat ik deserve een bursary niet. Ik weet niet hoe kom je, maar een die is like jouw mind is soms iets toe. Van, als net hij type zelf dat was, het like, nee man, zij deserve je bus, waar gaan zij een bursary krijgen? Like, wie gaat voor jou een bursary geven? Like, ze wonen de duizenden students buiten kan, waar zal zij een bursary krijgen? So, die ding is, ik heb toen niet aanzoeken doen voor een bursary. En die volgende, mijn tweede jaar, toen dacht ik, ga mijn ma nou betalen. En mijn ma stress nou van, hulle nou die kind of, zij betalen moest een deposit voor je kan gaan. Registratie voor je. En ik zei mijn pa, joh. En weet soms, jouw pa, als naast aan ons is, mijn ma is weer die harde ene en mijn pa is achterin. Zo mijn ma is kan mij, hoe kan dat niet zien? Registratie, weet je, klaar december, die tongen en die longen was nog klaar gekoopt. Die goed was nog klaar gekoopt. Nou, kom praten van registratie voor mijn ma, skel voor mij uit. En mijn pa zei, kom. Pa gaat bank toe, pa maakt alleen dan registratie voor je betaal. Oké. Hij zei toen niet voor mijn ma niet, hij zei net als uitgezocht, als al registratie voor je betaal. En toen, ik weet niet hoe, die Jara maakt niet een amazing ding. Ik kreeg toen een bursary van NSFAS. En dan zie je, die bursary was ik terug moet betalen. Hij was op de tijd van NSFAS bursaries gegeven. Like, als hij goed doet, dan krijg je een burs bij NSFAS. Maar toen wat gebeurde, Marcel? Toen brandt die NSFAS kantoren af. No flippin' Nou, denk ik, die NSFAS kantoren brandt uit en ik zei, ik heb een bursary gekregen. Hij zei, is niks records van jouw bursary niet. En ik zal je zeggen, Marcel, het was gebed op gebed. En toen, wat gebeurde is toen? Ons het die strijd met NSFAS. Voor mijn 3 jaar wat ik op university is, heb ik die gevecht met NSFAS. Mijn pa zoekt elke dag, ons phone elke dag van NSFAS, ons phone. Ik kan zeggen, in mijn tweede jaar van werk, toen zei ze, oké, ons gaat het afschrijven. Ons zien dat is ergens evidence dat zij een bursary gegeven. Maar ik heb die gegraduate met mijn graad. Ik heb mijn graad gekregen, maar dat was toen hij moest niet betalen. Zoals hij schuld, hij kreeg ze niet die papieren. Dan geef je net zo'n dingetje met om te wijzen, oké, zij kreeg ze. Maar toen kreeg ik eventually mijn graad. Dus ik net als net hier, alle jaren om. En dus ik was zeker, het university, hij was bij je. Ik dacht, joh, kan je net was kan je horen. Maar die jaren was vertrouwen en alles. Sure. Uitzicht, Kraaifontein toe. Kraaifontein, Brackenfell, whatever je het wil zeggen. Denk je, die move het aandeel aan die persoon wie je vandaag is? Ik zal definitely zeggen, dit van, zoals ik zei, ik heb gezien. Sorry gewoon, niet dat je neerzien op LCC. Right? Dat is jouw roots daar.
Maar gaan maar verder, ja. Ja. Maar net maar wat het nee, verstaan het, is klein man. ik is lief voor jou, dus ik zeg altijd, hij is bij hometown. Nice. Ik heb nou nog vrienden, familie waar daar is. So, ik ga gereeld terug. Zoals je dat, ik voel ik is al beter als en al die type van goed. Maar ik denk die move was beneficial van, zoals ik zei, het voor mij meer opportunities gegeven. En dat is wat mensen niet verstaan, is dat om betere opties te hebben, dat is betere scholen, dat is beter zo. Dat is soms belangrijk, is dat soms moet ik kan zeggen dat, ja, ik is dankbaar voor wat u voor mij gegeven hebt, maar ik is ook dankbaar voor die nieuwe dieren wat u voor mij gemaakt hebt. Yes. En ik denk dat is soms het probleem wat we hebben, vooral als we misschien succeeden in het leven, dan wil ons wil bij die mensen blijven. Maar ik denk ook dat Moses moet geweten het wanneer om te lopen met die mensen en wanneer voor hem te lopen. Yes, So yes. Soms wil ons niet met ons mensen wees, maar soms is het dat die experiences buiten kan is eindelijk wat veel meer. Die nieuwe experiences, want ik zei aan, ik kon niet Engels gepraat. Oké. Van een Engels is, was dat niet zo'n ding, dus ik versta niet, hoe zit die Engels gepraat? So, ik is purely Afrikaans, ik heb Afrikaans goed geraakt. Maar nou, wat ik om Noordpijn te trekken, toen begon ik Engelse vrienden te leren. So, even een nieuwe language, heb ik geleerd. So, ik zou het niet een uitzeggen geleerd, maar nou het het zoveel mijn benefits geraakt van in mijn loopbaan. Ik werk met mensen wat bij ik werk in een international team. So, ik moet bij Engels praten. En ik besef dat dat is ook die way die Heere voor jou gemolderd heeft. En ook om bij meer positive influences te hebben, is een goede ding. Ik denk dat, ja, sinds mijn positive influences was redelijk waar, Oma Connie en al die mensen wat hier op mijn pad gezet hebben. Maar wat ik uit zich trek, toen zou ik nieuwe positive mensen, verstaan? Zoals like, een mens kan ook soms zo loyaal is tegen een plekje, man. Van wat als die hier voor jou Amerika te wil sturen? Wat als hij wil voor jou overzien? Ze gaat zeggen, nee, maar ik kan nog niet voorstellen en bos lossen. Maar als hij hier nog voor jou opportunity geeft, ik wil heel, ze moet een podcast in Afrika, dan gaan ze zeggen, nee man, maar stel een bos het me nodig. Een mens moet gewillig ook weten. Ik denk het ook soms die attitude wat we zegt van, ons vat God weet, man. Zij vat de God weet. Zij denkt als zij niet hier gaan wisten, alles gaat uit elkaar uitvallen. Zij denkt als zij niet misschien daar gaan wisten, dan gaat dingen niet uitwerken. Maar die Heere zorg, man. Die Heere kijkt naar die mensen uit zich met palen, het getrek. Misschien was het alle nou die kind of die Christian influence in de community, maar die Heere heeft gezorgd dat daar een nieuwe influence is, verstaan? Zoals like die Heere zal hij voor jou sy gewig nie, man. Hy het mos vir ons nodig. Hy kan klippe gebruik. So, hoe kan ons kan die gemeenskap op ons eer red? Ons doen net wat ons moet doen en God doen die rest. Dankie. Luister hierso. Jy praat van, jy is toe uit en jy het nog een mensen van die beide waar jy feed. Jy het ook gemensen van die weight op je skouers. En ek wil teruggaan naar die weight op je skouers. Ouers het een aandeel aan wie ons is. Hulle het vir ons gehelp om een beheers te krijgen of de registratie voor je betaal. En voor ik naar die question toe gaan, sommige van mij sê vir my dat ons, wat nou hierdie ouderdom is, wat kinders het, moet op die einde van die dag die druk van ons kinders afval om te sê dat deur my het jy gekom tot daar, ek het aandele aan, yes, God made the way, but moving forward, nou kyk ek na myself, right? Ek wil hê, as ek 60 is of 70, nou my kinders na my kyk. Voel van julle, wat nou hier, jy sit langs aan my en jy praat nou ook van mense wat jy dalk ken. Voel jy die gewig is op jou skouers dat jy moet terugploeg by die ouers. Soos jy ook gesê het, jy wil die ouers uit die poverty taal, jy wil dit gee, jy wil dit gee. Is hy weight nog daar? Ja, ek dink dis is 'n baie moeilike conversation, want eerstens, almal se ouers is dieselfde. Yes. So almal kom hier thuis, miskien waar sy weet hulle ouers baie involved was hier, mense huise wat egskeiding was so. Ek dink dis een ding wat die Here moet vir jouself revelation wil gee. Ek glo in die Bybel. Die Bybel sê honor your mother and your father. Verseker. En ek voel ook like even die Bybel sê dat as jy nie na jou familie kyk jy as 'n worse than an unbeliever. So ek voel ook altyd dat ek wil nie lekker lewe en my ouers moet sukkel. Verseker. Yes. En ek voel ook altyd dat daar's waar 'n mens moet biblical wisdom gebruik van. Ek dink as die ancient Romans het die ding gesê dat
no man can become a man unless his father dies. So wat dit beteken is dat soms, right, is dit dat ons ouers is ons lewe soms, man. Ons lewe net vir ons ouers. Ons amper so, jy word nie regtig 'n man nie van, sy sal altyd vra, nou, wat sal daddy doen? Wat sal mommy doen? Okay, yes. Maar daar is some environments wat die Here vir jou insit, wat daddy en mommy nie meer vir jou kan help nie. Daar is some besluite wat sy moet maak met wat dit net sy en God is alleen. Waar some mense af jou sê miskien, sy is mal om kom, soms is dit net, sy wil miskien musiek doen. Ja. Jou ouers sê sy moet universiteit toe gaan. Yes. En hulle weet wat hulle van praat, hulle het 'n worldview, maar jy weet wat die Here vir jou gesê het. Ja. So, soms moet jy dan in die situation kan sê, Here, ek gaan na U luister. Ja. So, daai kom hy punt wat soms, hulle het gesê, het kan, in physical kan jou pa doodgaan, of a metaphysical. So, in terms van, is die rede dat hy doodgaan nie, but in a spiritual, waar sy sê dat, ek het nou op hy besluit, waar ek gaan sê dat, ek vat my ouers se input, maar ek moet my eie besluite maak. Ja. So, om terug te kom na die punt, om na die ouers te kyk, is like, jy moet kan besluit, dus, kan ek het eers dan bekostig? Daar sê, yes. Wat kan ek gee? As jy getrouwd is, of jy kinders het, consult jou vrou, consult jou kinders, so, wat ek voel net dat, my ouers het vir my baie gedoen, en ek wil vir hulle graag help. Verseker. Maar ek dink hulle het nog nooit 'n druk op my gesit om te doen. Ek dink daai is soms waar dit kom van, daar is soms kinders wat ouers het wat manipulative is. Ja. Almal het die goeie ouers, jy verstaan? So, Yes. nou, ek sal met nou sê ek, maar jy moet vir jou ouers so. Ja. Maar die persoon suffer. Yes. Die persoon is in skuld. Die persoon kan nie hulle bills betaal nie. Die persoon is miskien in depressie. Yes. Van die druk wat hulle kry van hulle ouers om te Yes. provide. So, dis ek wil sê, 'n mens moet biblical wisdom gebruik. So, daai is iets waar die Here sal self met jou praat. Hy sal self met jou deel van, ek kan nie doen wat ek kan doen. Ja. Op die einde van die dag, en yes, honor your mother and your father. Daai is belangrik. Al honor jy vir hulle in monetary terms, honor hulle met liefde, honor hulle met respect, Yes. maar honor vir hulle. So daai is waar die advice wat ek kan gee vir jong mense, is om te honor van, is 'n blessing gelokt op in jou parents. En daar is 'n ding waar ons as veral guys, sy vat die girl na die duurste restaurant toe, maar sy nog nooit jou maat chocolate gekoop. So, verstaan, die persoon wat vir jou gedra, die persoon na jou gekyk het, Yes. sy spandeer mos jou geld miskien in 'n klub. Ja. Almal is dronk. Ons is lief vir jou. Môre vergeet hy mense van jou. Maar as dit moeilik gaan, is dit jou ma en jou pa wat daar vir jou is. So soms moet ons ook dink in terme van hoe ons spend, wat is ons priorities? Even ons as Christene, ons sal miskien vir ons pastore, Mother's Day koop, Father's Day koop. Wat van jou eie ma en jou pa? Verstaan? En ek sê nie, ons moet nie die man of God honor nie. Ek glo net en hy soek 'n blessing en locked in, but ons moet ook weet, wat is jou prioriteit? Sy kan nie vir ander mense wil so baie doen en vir hulle bewys sy is lief vir hulle, but as almal so jou ma moet altyd verstaan. Ja. Sy verstaan mens ek is lief vir haar, man. Sy verstaan. But soms moet jy ook wys, verstaan wat ek earlier gemaak is dat mense gaan nooit benefit van die dinge of wat binnekant jy wil sê. Sy kan miskien sê, "Yo, mami, ek waardeer jou en so aan te bad." Soms om 'n chocolate te koop vir mami te sê, "Dankie mami man." Yo, miskien baie van die ouers wat kinders het, is moeilik om alleen jou kinders groot te maak. Jou kind is miskien baie by die ouma. Hulle doen baie, hulle help jou uit. Maar sy sal eendag sê, "Yo, mami, baie dankie hierso. Hier is ietsie vir die kinders wat mami na kyk." Ja. So soms dink ek dit is vat ook net wisdom. Sê. 'n Mens moet nie vir jou laat uitbuit nie, maar honor. Daar sê. Ricky, jy is by Destiny. Jy is daar by die jeug besig. Hoekom is dit so difficult? Jy het dit so maklik en ek sien toe wat jy verduidelik van dat die persoon sy hart vir die Here gegee het, neem ek aan 'n jong persoon. Ja. En hoe groot ding dit is. Jy werk met jeug. Why is it so difficult for youth to understand that there's no other person than God, die veral deur waar ons nou in is die lewe nie? Ja, is 'n baie moeilike vraag van ek dink eerstens reg, nie almal word in 'n Christelike huis groot nie. Verseker. En ek dink ons vat hy soms vir granted dat sy van 'n Christelike huis afkom. Jou ma en jou pa dien die Here, sy het al die jare in die kerk groot geraak. Maar daar is definitief mense buitekant wat nog nooit in 'n kerk gewees het nie.
Hulle het nog nooit van Jesus gehoor nie. Hulle het nog nooit 'n Bybel gemaak. Hulle sien maar net op TV. Het connect nie eens met hulle van daar's iemand wat vir hulle lief is vir hulle. Daar's iemand wat agter hulle na kyk. So ek dink eerstens is ook dat mense raak groot in different circumstances. Yes. En ek dink soms veral as jy in ministry lank is of sy is in die kerk environment lank of sy verstaan die dinge van die Here. Then you forget that there's people that did not have the privilege of growing up the way you grew up. En ons vat dit soms for granted. En dis ook wat die Bible sê dat rear your child in the ways of the Lord and he will not depart from it. Verstaan? So ons is hy benefit dat ons was gereer in die dinge. So daai dink ek is maar die eerste ding en ek dink die tweede ding is dat ons jong mense veral ons voel ons kan dit op ons eie krag doen. Ons voel like ek is hy ou. So I feel like ek is die slim ou, ek kan en baie mense het die idee dat even mense wat for example geleerd is of mense wat baie goed is in business, ons het die idee van ons kan in die wêreld ingaan, doen wat ons wil doen, dan gaan ons terugkom na Jesus toe. Want sy weet nie, sy gaat of sy opportunity kan kry om weer terug te kom, verstaan? Ons ken nie die ure of die tyd nie. Ek dink baie van ons het alhoewel ons het 'n desire om vir die Here te dien, ons voel net, ek is nou te besig. Ek wil nou eers my dingetjies klaarmaak, Here, is die nice time is nog te lekker, is nog, my sommies is te lekker, so ons het die idee van, om Jesus te dien is nie nice. Ons het ek dink, miskien was het ons voorouders, miskien is het ons, miskien is het iemand in die huis, wat ons het 'n verkeerde representation van Jesus vir mense gegee. So hulle dink miskien om 'n stywe soet dra, al die tipe van goed wat nie relevant is vir mense nie, wat nie niks te doen het met theology nie, niks te doen het met Jesus wie hy is, jy verstaan? So ons het in baie areas miskien vir Jesus baie swak gerepresent. En ek dink dat daar's 'n quote wat een van ons jeugmense altyd gesê het dat sometimes you are the only Bible that people read. En soms miskien was ons 'n Bybelsie 100% akkuraat. en daai soms vir mense afgesit man as hulle sê en die hasiese ding is dat mense sê nie ja, Rico het vir my kwaad aangedoen nie of ja, Rico, jy gaan sê hy brother. Of hy pastor. So ek weet nie altyd wanneer dit kom in ons journey met Christ, die mense sal nooit sê hulle sal nooit vir die individual blame, hulle blame altyd die kerk. Die kerk het my seer gemaak, die kerk het... But, iemand maak 'n snaakse ding, hy praat van churches, hy sê dat, hulle kan iemand môre in die klap skiet, hy pas weer volgende week klap toe. Maar as hy net een keer seer gekry het in die kerk, as hy klaar met die kerk. Maar is waar wat die persoon sê van, gebeur so baie dinge, right? Sommies wat jou teleurstel. Sy gaan nie sê ek is klaar met vriende nie. Sy gaan nie sê ek is klaar gewerk as hy iets by die werk gebeur. Maar as hy iets by die kerk gebeur, as hy klaar met die kerk. So ek dink is ook soms het kan ook soms wees bad theology man. Ek dink regtig waar ons het ek is iemand wat die body van Christ like to criticize. Ek love van almal, ek love wat mense doen, die sacrifice wat mense sit. Maar ek dink ook soms is dat daar is soms teachings wat mense seer maak. En daar is soms teachings wat verstaan wat iemand se lewe kan regtig damage. En ja, daar is regtig waar soms kerke wat mense regtig seer maak en misbruik en abuse, ons verstaan wat gebeur, GBV, al die tipe van dinge. So ons verstaan dat vir sommige mense het seer gekry in die kerk, maar dit is die kerk, is nie Jesus nie. Verstaan so, soms sê ons is die kerk, soms sê ons is God of Jesus, maar is die kerk, verstaan so, ons moet hy kind of separate, moet sê, die kerk het jou seer gemaak, maar Jesus het vir jou niks te doen nie. Of die persoon het vir jou seer gemaak, maar Jesus het vir jou niks te doen nie. So ek dink dat ons as jong mense, maar ek voel, ek weet en ek vertrou dat daar is vir revival. Dat jong mense wil an authentic relationship met Jesus hê. Jong mense wil life in full experience man van hulle besef dat die dinge wat hulle hoop en hulle verstaan hulle identiteit in sit veel vir hulle. Jou kar stak. Jou job jy kan geretrains word. Al die dinge wat jou identiteit in vind, gaan jy op een dag veel en dan gaan jy besef dat ja, is maar net die Here. Yes. Ricky, as jy moet in die posisie geplaas word, jy is by NPO of NGO, en jy sê hulle ook is primary focus is ELC's.
Wat is daarvan die 5, dis hoekom ek sweet sê, 5 sweet dinge, wat nie jou tande sal vrot maak, maar wat 'n lasting impact in Elsies rivier kan laat plaasvind. Wat is daarvan die 5 dinge wat jy sal doen, wat tangible, immediately impact sal hê in Elsies in? Ek dink Jy praat nou met Elsies daar buitekant mos dan. Ek dink een van die groot probleme wat ons het, Ja. is families. Ek glo dat it starts in the home, man. Baie van die probleme wat ons vandag het, Yes. is die feit dat mense kom van dysfunctional families af. So ek sal regtig probeer om families te restore. En ons restore hulle deur Jesus. So ek dink regtig waar ons moet 'n fokus sit op families. Regtig van, en even as ons dink aan ministry, wat is die easieste plek om te disciple? Of die easieste plek om ooplig te hou? Is in jou eie huis. Dankie. As jy ons wil oral gaan, ons wil nice na toe gaan, ons wil Afrika toe gaan, ons wil Amerika toe gaan. Wat ons wil nie ons eie familie. Sure. Ons wil nie daar ploegie, ons wil nie daar investeer, ons wil ver gaan, maar die beste plek om te begin is by jou familie. So ek sal regtig probeer om 'n initiative te kry om mense te fokus op families. Om as either like ons kry ons van vir mense, ons verstaan ons maak net die familie life easy, ons kry vir hulle huise, ons kry verstaan ons maak dit van ek dink dat daar's baie kere in veral ons mense, baie van ons man se dignity was weggevat. Sure. Baie manne het hulle werke verloor. Baie manne se skills is nie meer relevant vir vandag nie. Verstaan? Ja. Hy miskien het gewerk vir die poskantoor, so om net die mense se dignity terug te bring man en dan om net seker te maak dat ja, daar's genoeg kos vir mense in die huise, dat hulle is uitgesort, almal het 'n werk. En dan die tweede ding sal baie definitief is education. Ek dink education speel 'n baie belangrike rol. En ek dink dat baie van die problems wat ons het, iewers in Suid-Afrika as 'n society van ons is 'n baie under-educated nation. Ons het baie low rates van reading, for meaning. Ons het baie low rates van verstaan evens ons stemveld, ons baie ons lek baie skills. Die probleem wat ek sien is dat ek dink jy was een keer by Stellenbosch, die persoon sê dat if unemployment was such a big problem, hoekom is daar job ads? So die realiteit is dat ons problems is nie so much. Ons het 'n unemployment problem, eers is die crisis, maar iets wat contribute na die problem, ons het nie die regte skills nie. Ons het nie die skills wat pas vir wat ons wil doen nie, verstaan? Yes. So for example, right, daar was 'n tyd waar almal marketing geswat het. Ja. Nou is die marketing veld vol en mense sit sonder werk. So soms is dit ook dat as ek kyk net unemployment among graduates, dan kyk jy sekere vakke daar, die unemployment is baie min. For example, daar's 'n soort iets van accountants, daar's miskien 'n soort iets van scientists, daar's 'n soort iets van miskien town builders. So die advice wat ek sal gee vir jong mense, as jy enigiets study, kyk wat is die demand. Ons is unfortunately ons is ons in 'n situasie wat sy nie net kan study wat sy wil study nie. Yes. Sy moet kyk, al wil sy iets doen, kyk iets in hy veld, for example, sy wil miskien in music werk of in production werk. Kyk hoe kan sy die skill vat wat sy wil hê. So, for example, sy kan miskien 'n manager van 'n art studio wees, wat sy hou van art. Sy hoef nie om net in 'n art studio te werk. Jy verstaan, as hy like miskien cameras en so aan, dan miskien werk in 'n company wat cameras en goed produce. So daar's baie ways dat jy kan nog steeds jou passion fulfill, maar ook kyk wat is die needs van die land op die oomblik. En ek dink daai is 'n groot probleem wat ons met sit, is dat ons sit soms met mense wat nie die knowledge het van wat regtig buite kan gaan nie. Omdat van wat ek dinge wat op pad is AI, machine learning. So daar's baie dinge, werke wat mense study nou vir goed wat gaan irrelevant is in 10 jaar. So ons mense moet ook op 'n punt kom waar ons besef dat die wêreld gaan nie vir jou wag nie. So as 'n technological revolution gaan wees, hulle gaan sê, "Ai, Patie, Rico staan in accounting, ons kan nie die ding automate nie." Hulle gaan nie vir jou wag nie. Die wêreld gaan aanbeweeg, like daar's al klaar baie mense wat hulle werk verloor due to automation, due to AI. So as ons begin praat van education, moet ons ook ons kinders educate oor wat is die future? Kyk, dink aan die future, dink aan die ding wat ek wil study, gaan dit nog daar wees in 5 jaar, in 10 jaar. So ons moet ook altyd dink aan education. So hy is die tweede ding. Ek dink die derde ding sal wees ons
spiritual en mental well-being. Ek dink Yes. as 'n society is onze mental well-being. Ik zal even kan zeggen, Marcel, hoeveel jong mensen zitten in depressie, zitten met anxiety, zitten met mental health issues. Ja. Ja, als ik kan eerlijk met jou wees, ik heb een van mijn vrienden, mijn beste vrienden, ik verloor als gevolg van suicide. Sure. So, ik is een living testimony om te zien wat mental health kan doen aan mensen. Ja, ja. En voor mij, hij was een van die toughste seasons van mijn hele leven om iemand zo close om mij te verloren van, terwijl hij die heiding gaan en van niemand vertellen, is ik bezig om een van mijn andere vrienden te counsel, wat ook die mental health issues gaan. En ik voel like, ik was hier bezig toeval, dan moest hij juggle en toen, misschien is er niet genoeg tijd die gespandeerd, maar die heeft voor mij geministerd en voor mij gedeeld met hij, maar ik zei dat ons moet reg kyk naar onze mental en spiritual well-being. Is imperative. Vooral met de tijd waar social media is, als TikTok, als al die goed wat, zij compare jezelf constantly, zij constantly wordt gezien kijk hoe perfect hij ook zijn leven, kijk. Een mens wordt zo much gefaced en dat is amper zo dat, ik zei altijd wat ik jonger was, ik kon niet gevoel dat ik was army. Van, zij speelt buitenkant rond, zij voelt het hier, maar ik denk, nou, voor een jong persoon, instantly, ik heb die phone niet. Alles wordt duur. Als hij een playdate, nou, dan moet ze betalen voor die playdate. Ze moet zeggen, die ouders zeggen, ons gaat misschien zeg maar Disneyland of gaat misschien naar die plek toe, die kunnen je R300. Zo, nou om een playdate toe gaan, moet ze betalen. Zo baie dingen wat ze kan doen met kinders of met mensen wat verniet is. Service day, zij voelen al uit van, zij die geld voor service day niet zo. Alles wordt zich constantly het wordt constant in je gezicht geweest dat I cannot afford. En het is amper zo like, het effect, vooral kinderen zo, het wordt geëffect van, hulle voel like, ik is altijd die odd one out, servo, hulle kan niet aan toe gaan en zo. Het is like, ik zal redelijk een plan uitvinden voor ons om te werken aan onze mental en spiritual well-being. Dat is nummer 3. Nummer 4, zal definitief, zoals ik zei, het skills, maar dan job opportunities. Yes. Ons zit met de unemployment ticking time bomb. Sure. Ik versta niet dat between the age of 18 en 35 zit ons met de amper 70% unemployment rate. So het betekent dat in een kamer van 10 mensen, 7 van die mensen werken. Is werkloos. 3 van die mensen werken. Yes. So dat is een ticking time bomb, want iets gaat gebeuren dat die 7 mensen gaat in dit. Ik denk Tupac, ik weet of hij interview van Tupac gezien wat hij praat van, daar is mensen in die huis en hulle eet lekker en zij is honger, zij klopt aan die deur, zij klopt aan die deur. En één dag gaat ze niet meer kloppen, ze gaat die deur aftrappen. Daar zijn. So ik denk die type ding gaat redden. Ons het gezien, een klein stukje van hij was die Durban Riots. Yes. Het is gezien, wat gaat die unemployment crisis maken aan Zuid-Afrika? So dat is, ons zit met de, dat is iets wat ons urgently moet adressen van. Nee, net is het, ik denk dat vooral, als ons kijkt aan problemen als linear. So ons denkt, voor example, GBV is niet een GBV-probleem. Crime is niet een crime-probleem. Drug abuse is niet een drug abuse-probleem. Maar het probleem is die linear niet. So, ik voel redelijk dat die economie en die feit dat mensen niet, het effect die goed, man. Verzeker. Van een mens kan zien wanneer die unemployment rate opgaat, gaan GBV op. Gaan crime op. So, al die goed effect. So, ik besef dat ons moet mensen krijgen om van, weer geeft jou purpose, man. Het geeft jou dignity. Het geeft jou opportunities om te grow. Ik zie in mij, vooral nou, zoals ik begin te ouder raak, baie mensen wat die misschien op school gepresteerd hebben, als hulle komen in die business world, dan zien mensen hulle talent raak. Dan beginnen hulle te study. Dan zien hulle eindelijk, yo, ik heb altijd die skills gehad, maar misschien heeft die onderwijzer niet iets aan mij gezien. Nou komen ze in een businessplek, dan zien hulle, nee man, wat Marcel zei, is eindelijk baie talented. En nou denken ze, nee man. En daar beginnen hulle jou te develop. Hulle geven die rechte motivations, die rechte. Want soms is het dat ons allemaal zien dit geskild voor school. Ons het baie ander mensen wat werk met hulle handen. So, dat is ook die dingen,
onze education system soms kyk net vir sekere tipe mense. En ook die ander ding is, die education system favors van, was 'n studie gedoen wat sê dat, as 'n onderwyser sien, jy's 'n top student, gee hulle meer aandag en attention vir jou. 100% En as die mense wat slaag, en ons het ook 'n baie outcomes-based education system van, ons hou van hy word 100% slaag sy. Ja. So ons voel like, die persoon gaat die slaagsyfer opspoor, die persoon Los op. hy het klaar sy besluit gemaak, hy wil nie studeer nie, so Jy gaan met tyd mos. Ek gaan nie met tyd mos, so die onderwysers is onder pressure, 40 kinders in 'n klas, 50 kinders in 'n klas, hulle gaan nie 100% aandag gee aan die persoon nie, so ek sal sê daai, en dan die vyfde ding sal ek ook sê dat ek dink dat ons moet ons geld invest in wat ons in glo. So if we believe in young people, let's believe in young people. Let's put our money where our mouth is. Yes. So as om te invest in onze social programs. Ek dink daai is die ding wat ons is nou in 'n society, right? En mense wat nou politics baie study, daar's nou baie die ding in politics van cost cutting. So efficiencies. I sien in Amerika is hulle die ding van Doge. Yes. So ons is cost cutting, but ons besef nie dat ons cut cost, but at what cost? So social programs en goed is baie belangrik. Ons moet geld gee aan die kerk, laat die kerke kan groei. Ons moet geld gee aan non-profits. Ons moet mense sien net robots. So ons dink soms die mense wat in charge is van die politics en dink soms dat as ietsie 'n intrinsic value het, Yes. as ek hier 'n nommer op dit kan sit, is dit nie valuable nie. So ek sal miskien nie 'n nommer kan opsit op die benefit wat die kerk het nie. Daar sien jy 'n KPI wat die kerk het om te sê, okay, die kerk het nou soveel impact gemaak. Because you can't measure impact, you can't measure example, you can't measure peace, you can't measure joy. Jy kan nie daai goed measure nie. So ek dink dat ons moet regtig invest in onze non-profits, in onze kerke en onze civil societies wat help om die wêreld 'n beter plek te maak. Dankie vir daai 5 sweet spots om so te sê. Jy het voorheen raad gegee aan jong mense. Ek wil hê jy moet praat en ek is jammer as ek nou wonde gaan oopkrap. Jy praat van jou vriend wat jy verloor het aan depressie, suicide. Daar's jong mense aan buitekant. En dit is die rate is baie hoog ook. Wat hierna gaan kyk en hulle soek na 'n uitweg. Want andersins is dit ook vir hulle self. Die pille is al gekoop al en hulle gaan dit drink. Wat is daar wat jy vir 'n jong dame of 'n jong man kan sê dat there is light? Ja, ek dink is net dat daar's hoop in Jesus, man. Sure. En dat die ding is, die Bybel sê dat we must not be ignorant of the devices of Satan. En die feit dat die gedagtes en strongholds is alles goed wat die enemy in ons brein sit, man. En dat as ek nou miskien 'n voorbeeld gee op my vriend, hy het baie dinge deurgegaan en maar die dag toe wat hy nie meer daar is nie, toe was 'n outpouring of love for him. Sure. En ek dink soms is ook daai waar soms moet ons dit goed sê terwyl die persoon lewe, terwyl die persoon daar is. Yes. So ek voel ook dat ons moet baie intentional lewe, man. As jong mense, ek sê altyd, daar is 'n ding waar iemand het 'n chemical imbalance. So daar is, kan 'n mens sê, 'n physical type of depression. En daai is 'n area wat ek hier expert in is. Okay, yes. Gaan sien 'n dokter, gaan sien 'n psychiatrist. Ek is nie iemand wat gaan sê ons spiritualize net die dinge. Yes. Maar daar is dan 'n element van spiritual waar die ding is nie 'n mediese ding, is 'n spiritual issue. Verstaan is negative thoughts, is mense wat die lig kan sien, is mense wat so gefokus is op vandag se probleme. En daai is wat Jesus sê, do not worry about today. Yes. About your life. Hy sê hy kyk na die voeltjies wat die eens die mossies wat die eens werk in. En die beautiful ding wat in hy skryf wat ek sê dat Jesus is so intentional. Hy sê dat can anyone add a day to their life by worrying? Hy is so 'n simple man, but hy kom sterk, hy sê
gaan worry vir jou regtig help. As jy worry oor 'n ding, gaan dit bitter raak. Yes. Worry help ons, soos hy sê, can anyone by worrying add another day to live? So hy maak dit maar realisties. Ja. Hy sê dat worry gaan te help nie. Yes. En as research was wys dat hoe meer jy worry oor jou problems, hoe groter raak dit in jou mind. En, Ja. so die ding is wat ek like wat Jesus sê is dat die beautiful ding is dat hy sê dat as hy sê dat die Here het al klaar vir jou die groot blessing gegee. Hoe sal hy nie vir jou die klein blessing gee? Yes. En die grootste blessing wat hy vir jou gee is dat hy dood te gaan vir ons. Hy het weer opgestaan sodat ons kan lewe het. Ja. Sodat ons kan forgiveness het, so ons kan sodat ons kan weer gereconcile word aan die Vader. So hy het al klaar die groot blessing vir ons gegee. God het klaar sy enigste seun vir ons gegee. Yes. Nou wat is 'n verstaan? Ja, Wat ja. is 'n job as hy klaar? Hoe sal hy 'n job van jou weerhou as hy klaar vir jou sy seun gegee het? Sure. Hy sal mos iets so groot, as hom so ek gee nou vir jou iemand gee vir jou 1 miljoen en dan as hom so sal hy mos nie vir jou 10 rand gee nie. So die waarde van om jou enigste seun te gee wat hy vir ons gee is klaar so groot. Hoekom sal hy vir ons die ander dinge gee nie? Sure. So die dinge soms is dit dat ons vertrou nie 100% vir God nie, man. Ja. Ons vertrou nie dat hy is ons happiness, dat hy is ons joy nie, dat hy kan vir ons restore nie. Ons sien dat, ek dink dat daar's een van die vers wat ek love is dat hy sê dat he prepares a table before me Yes. in the presence of my enemy. Yes. Maar die dinge soms fokus ons net op die enemy, maar ons fokus op die table. Table, yes. So ons moet fokus op die table, van op die table is alles. As forgiveness, as joy, as peace, alles is op die table. Ja, maar ja. ons is gefocust op die enemy. Ons kyk naar die enemies, maar hier is die table voor jou. En soms is het ook dat ons fokus so op ons probleme, dat ons nie die blessings van die lewe sien nie. Yes. Ons sien nie die mooiheid in die lewe, ons sien nie dat daar is liefde, daar is peace, daar is... Kyk die mooie plek, soms kyk hoe mooi Stellenbosch. Yes. Hoeveel mense kom van Oosie af elke dag om Stellenbosch te kon sien. Mense bly in Stellenbosch en hulle sien nie die mooiheid nie. Verstaan, so is alles soms ook op jou perspectief, man, van jou lewe. Gaan sy altyd 'n negative perspectief hê of gaan sy 'n positive perspectief hê? Van jou is soms wil ons hoef nie soms die omstandighede te change. Ja. Maar ons kan change hoe ons omstandighede view, verstaan? In plaas van sê ek is het gaat nie regkom nie al. Sê is 'n toets. Verstaan? Is like hoe jy iets frame gaan. Jy sê is 'n glas, halwe glas, so hulle sê glas half full of glas half empty. Yes. So soms moet ons die glas half vol sien en soms moet ons sien dat ons wil te fokus op die giant, man. Ons fokus op Jesus, verstaan? Ons fokus op die een wat die giant kan verslaan. Ons soms fokus op ons problems so baie. Ons maak ons problems groot. Want weet ons God is groter as enige probleem wat ons teëgaan. En daar's hoop in Jesus. Luister hierso, jy praat nou van Jesus en die youngsters daar buite kan sê dat Jesus is not fashionable en Jesus wat lank en al jy het voorheen ook genoem toe jou pa die skuif maak en toe hy van 'n driver sister en so het hy opgeklim, jou maat ook daai klim, is jy altyd prosperous when we make the choices. En is dit dat jy mense wil afskrik om nie daai call te maak nie, but is 'n realiteit. Hoe is dit vir my dat jy het nog 'n mense van Jesus is amper sê ek die woord. hy is die een, man. Hy is net die een. Hoe kan jy vir my oreed? Jy het nog gesê dat hy is ver groter as my issues. Right? Maar ek dink as ek hom nou aanneem, daai wellness wat ek inbly, gaan weggaan. Exactly. Vanaand het ons daarom 'n bord kos wat ons gaan eet. My pa gaan 'n werk kry. My ma gaan opdrags gebruik. They see that Jesus is how can I say, the magic wand. En dan gebeur alles oornag. En ongelukkig is dit so nie. Why do I still have to choose Jesus if this is not gonna happen? Ja, Rico, gee vir my antwoord, want die youngsters wil 'n antwoord hê. Why must I choose Jesus if things is not gonna change overnight? Ek dink die ding is soms is dat hy kies al klaar vir jou. So, ek dink soms ek het baie oor die ding gedink, want daar was op 'n tyd gewees waar ek het gaan baie weird klink, maar ek het gevoel dat
especially when we do outreaches. Ja? As Christians, I feel like we are doing outreaches for ourselves. Van ons staan meeste van die mense by die outreaches is Christen mense. Ons like ons hou amper so 'n mini party vir onsself en almal hou vir ons dop. Yes. Maar ek het iemand ontmoet wat regtig my perspectief gechange het oor outreach en outreach ministry en daai tipe van dinge, maar ek voel ook soms is dat ons mense wil graag vir God aanneem om hulle problems te change, right? Yes. Maar die ding is dat die werk begin eers binnekant. En ek dink daai is die ding is dat Jesus promosie vir ons dat ons se lewe gaan easy is. Hy sê julle gaan suffering experience, Yes. but ons moet goeie hoop hou. So I think that die ding wat Jesus eers kom doen, hy kom heal jou hart. Die belangrikste ding is om 'n relationship met hom te hê. Yes. Die belangrikste ding is die peace, die joy wat hy vir jou gee. En die ding is, as hy vir hom in jou lewe het, dan sal jy sien dat die probleem wat jy gedink het is groot, is nie eintlik groot nie. Daai joy alleen wat hy vir jou kan gee. En hy gaat vir jou verby. He's a good father. He will provide for you. He will do all of the things that you want him to do, but on his timing. Because remember, ek dink is in die boek van James wat hulle sê dat when you pray right, Jesus judge your motives ook. So hy weet, sy wil hom net gou gebruik om 'n bietjie om gou 'n broodjie te kry, al daai tipe van goede. So even there was a story in the Bible waar die mense wat Jesus gevolg het vir brood. Yes, yes. En hulle wil nie geluister wat hy wil gesê het nie, hulle wil net sy brood gee het. Ja. So they only wanted him for the provision. Ja, ja. Maar ek dink dat as hy sien hoe groot is Jesus en hoe hy al die aspects van jou lewe kan change, Ja. ek dink hy sal nie wil terugdraai nie. Want hy gaan nie net vir jou 'n beter werk gee nie, maar hy gaan vir jou 'n beter persoon maak. Sure. Hy gaan vir jou beter relationships gee. Hy gaan vir jou meer joy gee. Hy gaan vir jou meer peace gee. Hy gaan vir jou, daar's so baie aspects to God that we haven't really explored to the fullest extent. Dankie. That's why, that's because soms die Bybel, as die mense wat die Bybel skryf, joy unspeakable. Van hulle kan nie beskryf die joy wat hulle het. Verstaan? It's like, daar's soms goede wat ek voel like, woorde kan dit nie beskryf nie, man. The language has not evolved to the point where we can accurately describe what Jesus will do in your life. En ek dink daai is wat ek wil vir jong mense wil sê is dat ons is die type of mindset of instant gratification, right? Alles moet nou gebeur, alles moet nou gebeur. Yes, yes. En ek dink Jesus mos nie 'n genie nie. Hy gaan nie vir ons so 1 2 3 wishes gee nie. Yes, But yes. he will look after you, he will take care of you. En ek dink dat daai is hoe ons as jeug kan net besef dat man, is like, is gaat nie net oor nou nie, omdat is nog eternity ook. Is dat Jesus is nie net van die dinge wat ons nou zag, is net vir nou. Maar omdat there is still eternity. Verstaan, hy moet nog terugkom. Yes. En ek gaat nie sê dat daar is 'n hemel en 'n hel nie. So there is also the choices that we make today is not only for our earthly life, but it's also for the life hereafter. So there's so, ek kan nou sê, as baie benefits vir Jesus, wat hy gee vir ons grace, hy gee vir ons peace. Yes. Maar die ding wat ek sal sê is dat jou lewe sal nooit weer dieselfde wees. Ek kan dit, as die woorde wat ek het om te kan explain, die change wat Jesus in 'n mens se lewe kan maak. Man, regtig, en ek dink soms staan ons opgeligte en ons kan praat van, okay, die Here het dit gedoen en daai gedoen. But when you experience him, when you experience the Holy Spirit in your life, sy sal ook kan sê, ek is maar spyt ek het nie vroeër die besluit gemaak nie. Jo. And that's literally, I had a conversation before I came here to Samuel. He said that I wish I made the decision sooner. Jo. Daai persoon se hare staan opgestaan. Hulle sê like, ek voel so lig. Ja. Hy sê hy voel lig. Hy voel like die weight van baie van ons carry weight. Ja. Burdens. Is like sy sal voel soos 'n nuwe mens. Sure. Ricky, jy's by Destiny. Watter tye is daar service? Daar's mense wat gaan kyk en hulle wil graag meer van jou leer en meer. Hulle is honger nou. Watter tye, hoe werk dit? En waar is julle? Okay, so Destiny, ons is by die Van der Staal Kerk. So ons is under the leadership of Pastor Welde and our late Pastor Clive. So we have service at 9:30 on a Sunday. We also have youth every Friday, so that's for people between 16 to 18. And then we have our young adults that's happening every 2 weeks. Nice. So last week Thursday, we were at
with the Helderberg Republic. I just want to give them a shout out. It was No really, problem. God really showed up in that place, man, Nice. and it was amazing to take church to the students. Nice. So ons was op die koshuis, ons het Nice. Here gedien met hulle, ons het, chains was broken, life was Nice. changed. So for me is it net that if anyone wants to come to Destiny, they are free to come, but het gaat nie oor kerk by my nie. Het gaat oor go to where your spirit is being filled, where you're being fed, and just, as long as you serve God, man. Because ons is allemaal een kingdom, reg? Ons serve allemaal een God, so I just want people to know God, man. Nice. That's my only desire, but thank you so much, Marcel. As 'n plesier. Luister gou, jy mense in Destiny, is daar 'n social media page wat ons kan op gaan kyk om meer info te kry? Ja, Waar Destiny, kry jy hulle? Instagram, Nice. Facebook, and there's also a church website as well, Destiny. Nice. So destiny.org, so destinychurchstellenbosch.org. Dankie man. Dan hier's nog mense wat na hierdie video gaan kyk en hulle wil jou graag nooi vir 'n seminar, talk met die youngsters te hê, maybe na skool toe, whatever. Kan hulle jou approach? Ja, het kan kry op Facebook, op Instagram. Ja, ik hou niet van mijn nummer online. No problem, no problem. But ik kan van mijn inbox, ik kan van mijn DM sturen. Ik zal definitely reply. Ik is een beetje moeilijk met die Facebook inboxes van is bijen. We staan soms is te veel in. Hij is bijen scams op Facebook. Je moet bijen voorzichtig wezen. So als ik misschien niet reply immediately. Als je dat, ik soms dus net soft DM moet zien, oké, als die nou een scam, wil je te veel klikken, maar Instagram DM's is bij beter ook soms. Handles, Instagram, Facebook, wat is je handles? Mijn Facebook is net Jarico Daniels en dan op Instagram is het ook Jarico Daniels. Nice man. Luister eens zo, eerstens wil ik veel baie dankie sê dat je je tijd uitgekoop hebt en dat je een visie ziet voor de youngsters, voor ik met dit begin. Is daar hoop voor de youngsters? Ja, definitief. Er is hoop in Jesus. En ik denk ook dat ons als youngsters, wat ik bij oor focus in mijn ministry, dat we must make better decisions. Sure. As that, if there's one area of our lives that we need to focus on, is to make better decisions, and ik say / godly decisions. Yo! Because the things you decide to do today is going to impact your tomorrow. And sometimes I think that we blame the enemy, we blame our circumstances, but at the end of the day is the decisions that we make. So we cannot have a good life if we make bad decisions. So for a young person, wil ik net say, the beste besluit wat je kan maken, I'm saying this biasly, is to serve the Lord. But ons moet werken aan onze decision making ability. Want hij is redig, wat die Bijbel zegt dat the steps of the righteous are ordained. So our steps in the natural is our legs, but our steps in the spiritual is our decisions. Sure. So elke besluit wat jy maak, gaat ergens voor jou vorentoe vat, of gaat voor jou achtertoe vat. Sure. So bad decisions take you back, and good decisions propel you forward. Nice man. Ricky, ik wil voor jou baie dankie sê. Ik geloof en ik weet, jou ma en jou pa is super trots op jou. Mense in uitsig kyk op na jou toe en hulle is in hulle noppies oor jou man. Ek dink late pastor Clive, hy smile oor tot ore want jy's 'n protege. Honestly, jy's 'n protege van hom. Ek mens kan sien hy kom met sy hande uit. Ek dink Pastor Velda, sy kan nie genoeg praat van jou nie. So aan met 'n goeie werk. En ek weet jy doen dit nie om gesien te wees nie, maar jy doen dit om goed te voel. En ek dink soos ek jou gesê het van die energy, die mense wat jy mee deel, gaan ook goed voel, omdat jy goed voel. En is met sincerity man, dat jy dit doen. En ek sit te vanoggend en eergister, ek vra vir die Vader, ek moet vir Jarico iets gee. Ek moet vir hom op die pad sit. Ek moet vir hom sy lunchbox moet ek pak. En waar is daar wat u vir my, dat ek vir hom kan gee wat van u afkom? En hy sê vir my, gaan praat 'n bietjie oor Solomon. Dis mos wisdom van Solomon. Gaan praat 'n bietjie oor Solomon. En ek sê, "Okay Vader, no problem. Kom ons gaan na Solomon toe." En hy sê 1 Konings 1 vers 29, ons gaan daarna toe, vers 29. En dan gaan ons weer na vers 33 toe. En hy dit lees as volg. Toe lê die koning 'n eed af en sê: "So seker as die Here leef, wat uit alle benoudhede verlos het." Vers 30. Soos ek vir jou met 'n eed voor die Here, die God van Israel bevestig, dat jou seun Salomo na my koning sal word, en dat hy in my plek op die troon sal sit,
So doen ek dit nou weer. Right? En dan vers 33. Lees as volg. Right, laat ek net gou hierso ja, sê hy vir hulle: "Vat my leiwagte saam met julle en laat my seun Salomo op my eie meel ry. Vat vir Salomo na die Gihonfontein toe en laat die priester Sadok en die profeet Nathan om daar tot koning van Israel self. Dan moet julle die ramshoring blaas en roep: lang lewe koning Salomo." Vers 35. Julle moet agter hom aangaan en hy moet binne gaan en op my troon gaan sit, want dit is hy wat my as koning opvolg. Ek gee die opdrag dat hy my heerser moet wees van Israel en Juda. Salomo het vir my kom besef, you are the wisdom carrier of the youth. En Salomo het met wisdom gesit en hy het vir prophets geskryf wat baie street smart is. Ek het toe ek Wisdom of Solomon begin het, toe sê ek vir myself, yes, street smart, want ons van die straat verstaan dit nog nie lekker, want het skrik ons af die manier hoe Salomo praat. Jy maak dit baie sag, maar dit maak impak in ons lewe in. En Salomo het in die begin, luister wat sê koning David, hy sê toe vir sy ma, Betseba, jou kind sal dan koning word. En toe homself te sê, my kind. En daar is baie profound hoe hy sy trotsheid oor sy seun se lewe uitspreek. En soos ek voorheen gesê het, jou pa is baie trots op jou. Weet jy wat? God die Abba Vader is verskriklik trots op jou. En hy spreek oor jou lewe as kingship. En carry die kroon vorentoe, dat jy vir die jong mense wat voel hulle wil hulle lewe wil neem. Wanneer jy kroon op hulle sit, then they start feeling the kingship. Wanneer jy die kroon op hulle sit, dit wil sê die probleme gaan weg hê, maar dit laat hulle sterk voel soos 'n koning om dit te kan face. Wanneer jy die kroon op hulle sit, is hulle 'n kroon saai mos. Gaan hulle met die kroon huis toe en die kroon gaan saai en hy lig in hy wonings in. Die kroon is nie iets soos jy fisies hy sien nie. Maar soos jy gesê het, intrinsiek dit beweeg van binne af buite toe. En dan dit is wat? Dis Jesus. Exactly. En die family en wie ever saam met hulle beweeg, experience Jesus on another level, soos nooit van tevore nie. En dit is waar die wisdom inkom, waar hulle dan kom begin besef dat, soos jy gesê het, ons lek van wisdom, en dit is eintlik wat vir ons daar buitekant kan uitsit. Die wisdom, jy sit met die wisdom, en jy maak gebruik van dat ons mense afvan kan feed, en dit is iets wat monetary value nie kan, het kan nie waarde daarby hê nie. Maar omdat het van die Vader afkom, is het goud werd. Wow. So, Ricky. Baie dankie. Ek wil sê, Ricky. Ek wil nou meer luister. Jy's 'n eyster, bro, en hou aan met 'n goeie werk. En jy gaan nog baie mense se lewens bereik, en met die realness wat van jou afkom, feed baie mense, en omdat jy mense, dis wat Jesus gewees vir 3 jaar, al het mense vir verkeerde doeleindes na hom toe kom, hy het nooit aan vasgekyk, want hy weet wat sy purpose is, en as hulle vandaan gaan by die huis kom en hulle gaan stil sit, dan gaan hulle besef, en maar hier is hy broer man, is hy, het was hy gewees, en dankie man, so Ricky, dankie, weer eens, baie dankie vir jou, jy staan nie terug nie man, you deal with a lot of things, but, iemand het nou die dag gesê, when you minister, dan het vat vir jou op 'n journey waar jy jouself kom ervaar soos jy gesê het, but it's not so big. And if I'm standing here with this, soos miskien met 'n doring in die vlees in, feed iemand van waartoe ek gaan, en as ek daai smile op sy gesig sien, gee dit vir my hoop. So keep on continuing the good work, gaan uit broer, doen wat jy moet doen. Die youngsters, hulle hang aan jou lippe om so te sê, vir goeie doeleindes, en hulle sien wat hulle kan benefit uit Jesus deur jou. So dankie Ricky. Baie dankie Marcel, weer eens om jou platform te sê, met jou, en vir die amazing way wat jy doen, man, is regtig. Ek sien nie net die podcast, maar in die jeug, in jou gemeenskap, die Here moet veel bless, man, regtig waar met 'n double portion, en ek dink jy besef die impak wat jy maak, en dat baie mense se lewe verander. En van mense sal nooit, sy kan nie impact measure nie man. Ja. So iemand, sy kan nie sê wat sy doen, impact vir hy persoon, dan gaan hy na iemand anders toe, gaan hy na iemand anders toe. So
die ripple effects van wat jy plou, gaan jy eendag reap man, en ek wil net vir jou 'n blessing op jou lewe uitspreek en op jou familie en vir alles wat jy doen man, baie dankie. 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 Dis Rico, julle soos ek sê, Destiny, alle socials is daar so Destiny Church, Facebook, Destiny Church is ook Stellenbosch, Destiny Stellenbosch, ja. Instagram ook, Destiny Stellenbosch. Destiny Stellenbosch, gaan kyk daarop, julle sal meer sien daarso van die move en waar hulle besig is. Dan ook, dalk is daar iemand wat na hierdie video kyk en hulle wil graag meer weet oor die MPO wat jy van wat is die MPO se naam? Waar kan ons hulle pages? The Caring Hearts Community Changes, ook op Facebook en op Instagram. Daar sal julle kan sien, julle sal meer info kry oor al die good deeds wat hierdie mense doen, oor 'n hartklop vir die gemeenskappe. As jy geïnteresseerd is om 'n hand by te sit, it's open for everyone. Gaan support, gaan Jaapet, julle is besig ook meer in die ministry by die campuses soos jy ook sê. So whatever leier van campuses, SR, wat noem hulle nou? SRC's, hierdie mense is available, druk op hulle nommer, gaan op die pages, gaan reik uit na hulle toe. Ons kan 'n verskil in ons gemeenskap bring. Al is dit hoe klein, al word jy gesien omdat jy te jonk is, jy's nog te jonk en jy het die kennis nie, moenie jouself misjudge, mense weet nooit wat jy kan doen nie. So julle, Rico, die Eyster, so may God bless you also en gaan in vrede en meer. Baie dankie, my was geseën. Dankie. Is dit geniet meneer? Ja. Meneer, ek sê vir jou, dankie man.